Dag sê, in vandag se broodbrokkie gesels ons oor hoe om moedeloosheid te oorwin. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Psalm 77 vers 12 tot 13 wat soos volg lees. Ek sal dink aan die dade van die Here, ja, ek wil dink aan u wonders uit die voortyd en al u werk oordink en ek wil pyns oor u dade. As jy vandag na hierdie video kyk en voel asof jy vasgevang is in 'n diep groef van moedeloosheid, wil ek hê jy moet weet jy is nie alleen nie. In Psalm 77 skryf die digter Asaf vanuit 'n plek van diepe geestelike uitputting. In die verse net voor ons skrifgedeelte vra hy letterlik of die Here hom vir ewig verstoot het en of God se goedertierenheid vir ewig opgehou het. Sy omstandighede het so donker gelyk dat hy gewonder het of God vergeet het om genadig te wees. Maar kyk na die geweldige ommekeer in vers 12. Asaf besef dat sy moedeloosheid hom blind maak vir die realiteit. Hy verklaar dan, ek sal dink aan die dade van die Here. Wanneer ons vanuit 'n grammatikaal historiese perspektief na die skrif kyk, sien ons iets kragtigs. Ons geloof rus nie op blote emosionele opwellings of wense nie. Dit rus op objektiewe historiese feite. Asaf het gekyk na die wonders uit die voortyd, spesifiek hoe God sy volk fisies en tasbaar uit Egipte verlos het en deur die Rooi See gelei het. Dit was onmiskenbare geskiedenis. Die medisyne vir 'n moedelose siel is om op te hou om na die storm rondom jou te staar en aktief jou geheue in te span. Jy moet jou siel dwing om te onthou. As die vyand vir jou fluister dat God jou verlaat het, moet jy hom antwoord met die dade van die Here. Dink aan hoe hy jou in die verlede gedra het. Dink aan die grootste historiese feit van almal, die leë graf van Jesus Christus, wat eens en vir altyd bewys het dat die dood en die donkerte nie die laaste sê het nie. Moenie jou siel vandag voed met die twyfel van die oomblik nie. Voed jou siel met die geskiedenis van God se getrouheid. Wat hy toegedoen het, kan en sal hy vandag weer doen. Hier is 'n skriftuurlike feit om vandag te onthou. God se beloftes faal nooit nie. In Joshua 21 vers 45 staan daar geskryf: Nie een woord het onvervuld gebly van al die goeie woorde wat die Here met die huis van Israel gespreek het nie. Alles het uitgekom. As God getrou aan Israel is, dan sal hy ook getrou aan jou wees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons geloof geanker is in die rotsvaste realiteit van wie U is en wat U reeds in die geskiedenis gedoen het. Here, wanneer die golwe van moedeloosheid oor ons spoel, herinner ons deur U Heilige Gees aan U wonders uit die voortyd. Vergewe ons dat ons geheue so kort is wanneer beproewings kom. Ons bely vandag dat U getrou is, dat U dade groot is en dat U beloftes nooit faal nie. Neem die swaarmoedigheid weg en rig ons oë op die kruis en die leë graf, ons ewige waarborg van oorwinning. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.